Goeiemôre al julle pragtige mense en welkom hier op die 19de November, Woensdagoggend. Welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, terwyl ek lekker rustig sit en koffie drink, kom ons kyk wie kom op. Lekker Woensdag hier so in Pretoria. Na baie reën het ons gehad, het skyn die son nou baie lekker daar buite. Warm, die plante gaan nou baie mooi groei. En is lekker man. Lekker. Ek het begin om 'n klein swembaadjie te bou. Jenny, goeiemôre. Ek het begin om 'n klein swembaadjie te bou hier buite. En ek in die tuin nou. En hy het redelik goed gevorder, maar hy ding is nou 'n dam. Ek kan nou visse in daai ding sit. Maar in elk geval, kom ons drink koffie. Ek gaan minder koffie hê vandag, terwyl ek praat, want ek het nou al 2 slukke gehad voor die tyd. Lekker. Goed, kom ons begin. Dit is vir my interessant hoeveel mense op YouTube gaan en hulle kyk dele van Koffie met Brood. Hulle kyk nie die hele Koffie met Brood nie. En dan sal sekere mense wat nou al reeds aangesluit het, daardie mense kom op, soos byvoorbeeld YouTube sal vir my wys 15 tot sê maar 25 mense kyk Koffie met Brood. Maar dit is mense wat nou al reeds gesubscribe het, né? Wat al reeds ingeteken het. En dan is daar 2, 3, 400 ander mense wat Koffie met Brood kyk waarvan jy nie eens weet nie. So as jy Koffie met Brood kyk, teken in op YouTube. As jy dit deur YouTube kyk, teken in. Dit kos jou niks. Nee, hou van die video, want dit help ons met om Koffie met Brood in die gesigte van mense te sit. Natuurlik hoe meer mense jy kry op enige YouTube kanaal, hoe meer sit YouTube dit voor. Veral vir Suid-Afrikaners wat ons baie nodig het. Goed, so kom ons kyk na 'n klompie wêreldnuus gebeure. En dan kan ons, daar's 'n bietjie, is nogals interessante nuus. En wat ek net later sal deel, hoe meer mense opkom. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie na Duitsland. Duitsland het op hierdie stadium die hoogste Christen aanvalsyfers in Europa. Christene wat uit die bloute uit aangeval word en kerke waar daar brandstigting plaasvind. Partykeer brand die kerk af, partykeer brand net 'n gedeelte van die kerk af. Maar hulle die hoogste aanvalle wat Christene aanbetref, het die hoogste aanvalle teen hulle in Duitsland van alle plekke. En die statistieke gaan oor Europa, dit gaan nie oor ander lande nie. In Afrika weet ons wat aangaan in Nigeria, van hoe hulle Christene uitmoor. Ons sien hulle het hierdie afgelope paar dae het hulle nou weer 'n skool aangeval. En die prinsipaal, of die assistent-prinsipaal, die deputy principal, hulle het vir haar doodgeskiet, en hulle het 'n klomp meisies ontvoer. Dis Nigeria. Nigeria is regtig waar 'n vrot Afrika land, nee? Net so erg soos Suid-Afrika. Jan, goeiemôre. Dit is net hoe dit is. Dit is net hoe dit is. Hierdie politieke leen is wêreldwyd. Kom ek verduidelik julle nou. Nou hierdie afgelope paar dae het Duitsland nou weer wapens begine verkoop aan Israel. Nadat hulle verskriklik teenkanting gebied het teen dit. Nou verkoop hulle weer wapens aan Israel. Hoe dan nou? So is hulle nou 2 gesigte of wat? Nee? Hierso vir die eerste keer in 'n lang tyd op Koffie met Brood sien ek nou weer hierdie emoji goed opkom, die duimpies en die goedjies. Ek het dit lanklaas gesien. Dit wys jou net dat Facebook se AI goeders is ook nie lekker funksioneel nie. Kom ons kyk gou hierso. Ek probeer nou dink, waar gaan ek nou besluit, waar gaan ek nou begin met die nuus eintlik, maar
Het julle gesien dat in Suid-Afrika, maar het was wêreldwyd gister, was Cloudflare af. Cloudflare is die verskoon tog, dit is die interne internetmodule wat ons internet aan die gang hou in elke land. Jou IP-adres was fyn, die plek waarvandaan jy die nuus moet ontvang, of die video of wat ook al is fyn, maar die ou in die middel, Cloudflare, was wêreldwyd afgewees. Nee, ek het gistermiddag toe ek gegaan het op sekere groepe, om te kyk vir 'n fliek of 'n ding, toe is dit af. Maar dit was nie lank af nie, maar dit was wêreldwyd afgewees. Nou, kunsmatige intelligensie is 'n ding wat stadig maar seker ons lewens begin oorneem. En ons gaan toelaat hoeveel van kunsmatige intelligensie ons lewens gaan oorneem. Ons doen baie dinge met kunsmatige intelligensie. Ek bedoel, aan ons kant van die draad wat die federale alliansie aanbetref, is meneer Henry Deel besig met kunsmatige intelligensie om seker te maak dat die waardeplatform en daai goed gebou word. Aan my kant van die draad is ek besig met 'n toep. En ek is amper klaar met die wat mens noem die front end. En ek het geen opleiding gehad daarin nie. Ek het dit met kop neergesit en gesê ek gaan dit doen. So vir die afgelope 2,5 weke werk ek aan hierdie ding. En 'n sekere gedeelte van hierdie toep is nou, wat is die woorde wat ek vanoggend gebruik het, is nou, die feit dat dit werk, kan nou bewys word, dat ek dit so kan stel. As jy inskakel op die toep, en jy gaan klik op sekere van die knoppies en goeters, dan neem dit jou na die webtuistes toe van hierdie goed. So, dit werk. Proof of concept, dis die Engelse woorde wat ek soek. So, ek het dit reg gekry. My frontend is amper klaar, ek gaan vandag klaar wees met die frontend, heeltemal. Dan kan ek oorgaan tot die volgende stappe toe. Jy sien? Een van die volgende stappe natuurlik is 'n belegger. Maar ons het vrek ver gekom, sonder om 'n sent uit te gee, net om jou kop neer te sit en te doen. Nou, kunsmatige intelligensie vat nie net ons lewens oor nie, maar vat byvoorbeeld wat nou gebeur het oor see. Julle het al gehoor van Bezos, nou is daar 'n ander ou met die naam van Baja. Nou hierdie ouens is biljoenêrs. Hulle het nou bymekaar gekom. Nou Baja is die eienaar van 'n genetiese ingenieursmaatskappy. Die maatskappy se naam is Foresight. Hulle het nou bymekaar gekom en hulle het 'n kunsmatige genetiese ingenieursgroep gestig met die naam van Prometheus. Hoekom is dit belangrik? Ek weet nie of julle die ruimtefiksie fliek gesien het, Prometheus nie. Hierdie film moet jy moet hom eintlik 2 keer kyk om hom te verstaan. Maar dit gaan oor genetika. Dit gaan oor om mense te verander. Dit gaan oor om wêrelde te kan verander. Dit gaan daaroor om te kan beweeg van een wêreld na 'n ander wêreld toe. Hoekom is dit vir ons belangrik? Want dit gaan oor genetika. Dit is waaroor die naam Prometheus gaan. Om die mens te verander. En ons sien hoeveel nuusberigte is daar wêreldwyd van hierdie chemtrails, hierdie gif wat in ons atmosfeer inspuit. Hoe dit nie net die weer verander nie, maar hoe dit ook mens verander. Hulle het studies gedoen van hierdie gif wat uitgespuit was oor hierdie een dorp, en die man het sy sweet getoets aan die einde van die dag. Toe toets hy net sy sweet, en hy kon nie glo die gifstowwe, wat nie menslike gifstowwe is nie, jy weet nie normale goed nie, wat in sy sweet was. Ongelooflike hoeveelhede gifstowwe. So hulle bereik hierdie goed om die mens nie net dood te maak nie, maar ook te verander. In die 1990s sou ons nie hierdie goed geglo het nie, man. Ons het gesê, waarvan praat julle? Waarmee julle is net besig om nonsens uit te dink. Maar ek sê vir julle, hierdie is in vandag se lewe, is dit waarhede. Dis waarmee ons te doen het. En jy kan net hierdie goed, hallo Pieter, jy kan net hierdie goed keer as jy in beheer is van 'n land.
Jy kan, ons gaan nou by Suid-Afrikaanse nuus kom, maar jy kan net hierdie goed keer as jy in beheer is van 'n land, né? Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna die Europese Unie. Die nuwe demokratiese skuld wat Ursula von der Leyen so baie oor praat, dit is baie duidelik dat dit sal vryspraak en politieke teenkanting onderdruk. Dis wat dit gaan doen. Daar's niks van demokrasie ter sprake wat hierdie goed aanbetref nie. Absoluut niks nie. Dis totaal en al die onderdrukking van vryspraak en politieke teenkanting. Die wêreldleiers van vandag wil in hulle poste bly totdat hulle doodgaan. En dan wil hulle seker maak dat die leiers wat hulle oprig neem by hulle oor. Dis wat hulle wil hê. Hulle is hard besig om die wêreldorde te bou. Maar daar is groepe wat teen dit opstaan. Groot groepe. Ons vat byvoorbeeld Britain First in Engeland. Paul Golding, wat duidelik vir daai wat sy naam Habija of zoiets. Hajib of zoiets is sy naam, is 'n flippin moslim leenaar. Hy het duidelik van hom gesê, sodra soos Britannia eerste die regering oorneem, deporteer ek jou onmiddellik. Hy het duidelik vir die moslim gesê, dis nuus in Engeland, dat hy dit gesê het. Jy sien so, daar is groepe wat teenkanting bied. En ons in Suid-Afrika moet grootskaalse teenkanting teen hierdie goed bied. Wat die Europese Unie of nie die Europese Unie nie, die Verenigde Nasies groep aanbetref. Hulle het nou gestem vir die volgende, hulle noem dit 'n vredesraad. Hulle 13-2 stemme het hulle die stem gewen, en hulle stig nou 'n vredesraad, Andrew, goeiemôre, met Donald Trump as die leier van die vredesraad. Donald Trump gaan hierdie vredesraad lei. Nou as jy 'n wedergebore Christen is en jy ken jou Bybel, en jy het al deur die boek van Openbaring gegaan, begin hierdie klokke nou te lui in jou ore. Die Bybel sê hulle gaan uitdruklik sê vrede, vrede, maar daar is nie vrede nie. So nou stig hulle 'n vredesraad. So die Verenigde Nasies stig nou 'n raad buitekant die Verenigde Nasies. Goeiemôre Mariaan, wat vrede verkondig vir die wêreld. Allerhande wêreldleiers sluit aan by hierdie vredesraad. Nee, dan kan elke land vrede, vrede, vrede praat. En wat nou gebeur is, as jou land nie vrede praat volgens wat hulle sien as vrede nie, dan mag hulle jou aanval. Verstaan julle waartoe hierdie ding gaan? Dis nie 'n vrede inisiatief om vrede te bring nie. Dis 'n vredesinisiatief om te kan opstaan teen lande wat nie saam met hulle stem nie. Dis waaroor dit gaan. En Donald Trump is aan die spits van hierdie ding. Dink julle hy is nog steeds 'n goeie leier? Hy is miskien 'n goeie leier vir Amerika, maar hy is 'n slinkse duiwel. Dit kom al hoe meer tevore. Ek het my opinie vanaf 2020 wat ek oor hom gehad het tot nou toe totaal en al verander. As gevolg van wat hy doen. Jy sien, jy word geken aan jou vrugte. Bybel sê dit uitdruklik. Die boom word geken aan sy vrugte. Dra goeie vrug, goeie boom. Dra slegte vrug, slegte boom. Dis eenvoudig. Nee, en jy kan selfs 'n boom wees wat geen vrugte dra nie. Dan vloek Vader jou sommer self. Nie vloek op 'n lelike manier nie, maar soos wat Jesus gedoen het toe die vrye boom gesterf het. Nee? Ons moet baie versigtig wees vir die goed. Maar julle weet, ons sê dit altyd en ons sal dit aanhoudend sê, God bly in beheer. Daar's nie eens ander stories nie, nee. Albert, goeiemôre, wat sê jy? Nou, die Europese Unie blyk nou, daar's nou gerugte, en julle sal sien hoe hierdie ding uitspeel later, dat die Europese Unie nou hulle ondersteuning van die Oekraïne wil begin terugtrek. Hulle sien dit as 'n dooie perd in 'n resies. Alhoewel hulle nog steeds besig is om voor te berei vir 'n oorlog met Rusland. Maar hulle sien nou die Oekraïne as 'n dead loss.
So hulle is besig om stelselmatig hulle hulp van die Oekraïne te onttrek. En ons het nou gesien, wat is sy naam? Tog, Zelensky het nou gehardloop na Erdogan van Turkye toe, om 'n meeting met hom te hê. Want hulle wil Amerika meer betrokke kry by die Oekraïne. Dit is net hoe dit is. Jy sien so, kom ons kyk hoe lank daai kite nog gaan vlieg. In elk geval. Om terug te kom na Brittanje toe, Brittanje is militêre voertuie, Ministry of Defence, hulle het nou gesê dat daar nou moet plakkers op elektriese voertuie geplak moet word, wat sê dat geen militêre toestel of elektroniese toestel, selfone, al hierdie goed, in hierdie voertuie gebruik mag word nie. Want hulle het 'n idee dat China hulle afluister in die elektriese voertuie. Hulle weet nie wat in daai voertuie ingebou is nie, want dis alles elektronika. En hulle sê, hulle glo dat China vir hulle afluister. Inteendeel, MI5 het 'n berig uitgestuur na parlementsleiers toe en na die regering toe, om vir hulle te waarsku dat China is besig met grootskaalse pogings om by die regering in te kom. Het sy deur werkers, het sy deur e-mails, you name it. Hulle is besig met 'n grootskaalse aanval in aanhalingstekens teen die Britse regering om al hulle geheime uit te sniffel. Hierso in Suid-Afrika het ons nie so iets nie. Al ons geheime weet die hele wêreld al reeds. Ons het niks om weg te steek nie. In elk geval. Dit is buitewêreld mense. Goeie nuus uit Texas uit. Die gouverneur Abbott het die Muslim Brotherhood en die CAIR beweging as terroriste organisasies geoogmerk. So die Muslim Brotherhood is nou in Texas 'n terroriste organisasie. Dit gaan beteken dat daardie wetgewing sal uitrol na republikeinse state toe, maar nie noodwendig demokratiese state nie. Ek kyk 'n hartseer berig uit Australië uit van 'n Australiese man wat sê dat alle ander lande het hulle eie mense. China het sy eie mense, Indië het sy eie mense, Afrika het hulle eie mense. Hoekom moet Australië nou 'n land word waar dit 'n land is van al daardie tipe mense en die wit mense daar word al hoe minder? Hoekom kan daar nie 'n land wees vir wit mense nie? Dit kom nou uit Australië uit. 'n klein dingetjie, 'n klein bietjie suurdeeg, werk stadig maar seker deur die hele baksel. George Soros, hy kan nie uit die nuus uitbly nie. Hy het $250,000 gegee aan Britse groepe om X se konservatiewe media te ondermyn, om hulle te staan. Soros is een van die grootste wêreldskurke wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Maar daar is geen hof of wat ook al wat 'n saak teen hom sal maak nie. Hoekom nie? Hoekom nie? In die VSA, die Saudi kroonprins het gaan kuier by Donald Trump en hy het F-35 vegvliegtuie gaan koop. Omdat hierdie Saudi kroonprins nou daar 'n draai gemaak het, dis die eerste keer dat hy 'n draai daar gemaak het in 7 jaar. Omdat hy dit nou gedoen het, nou ewe skielik is hy nou 'n NATO-ondersteuner. Want Donald Trump het mos so rukkie terug gesê, hierdie ou ondersteun, Saudi-Arabië ondersteun glad nie vir NATO nie. Nou gaan koop hy F-35 vegvliegtuie. Plus, hy het 'n 1 triljoen belegging gemaak in Amerika. Dit het genoodsaak dat Trumpie sommer vinnig sy hand geskit het. Dis eintlik amazing hoe hierdie wêreld skaak, hierdie wêreldspeletjie plaasvind. Maar nou ja, dit is wat dit is. In Afrika, maandag het 'n myn in mekaar gesak in die DRC, in die Kongo, in die Kawama omgewing. 'n hele helfte van 'n myn, jy sien hoe stort hierdie myn in en hoe hard op hierdie swartes vir hulle lewens. 80 van hulle
het onmiddellik gesterf as gevolg van hierdie ineenstorting en baie is nog vasgekeer en vermis. Hoekom gebeur sulke goed? Omdat daar nie behoorlike toesighoudende metodes is nie behoorlike veiligheidsmaatreëls is by hierdie tipe myne nie. Nee, nou is daai myn in sy maai. Ten minste die helfte van, gaan vir lang vat om te herstel. Maar die ding het nou maar plaasgevind. Marjorie Taylor Greene was nou op Tucker Carlson se show gewees en sy het die volgende gesê. Sy het gesê dit is tyd dat die Christelike kerke hulle oogklappe moet afhaal aangaande Israel. Die waarheid kom nou al hoe meer uit dat Israel nie meer Israel is nie. Ek wonder of sy dit op koffie met brood gehoor het. Israel is nie Israel nie. Die Israel van die Bybelmense bestaan net in die landgedeelte, dis al. Dis al. Die mense van Israel is Khazar Jode, die Haknees Jood, die een wat vir jou sien as 'n bok en 'n bees, wat eintlik jou kinders kan eet. Dis wie hulle is. Die gif van die wêreld. Hoekom dink julle, gaan Jerusalem in die boek van Openbaring, gaan Jerusalem in middeldeur skeer? Die Bybel sê so, Jerusalem gaan middeldeur skeer. Wie gaan in daai gat inval? En dan die wat hom ken, gaan treur, wanneer hulle hom sien, staan met sy een voet op die berg Sion en sy voet op 'n ander berg. Die berg Hermon, dink ek, as ek nou mooi onthou. En hulle gaan huil. Wat gebeur as 'n stad in die middel skeur? Dink julle is net 'n ou kraakie in die teerpad af, soos wat in Johannesburg gebeur het? As 'n stad in die middel skeur, val die geboue en mense in daardie groot kloof in. Dis wat gaan gebeur. Israel is nie meer Israel nie, onthou dit. In elk geval. Trump het iets interessants gesê, en hy is heeltemal reg, want ons sê dit al baie lank. Trump het gesê, eers noem hulle dit global warming, toe word die temperatuur koeler, toe noem hulle dit klimaatsverandering. Hy sê dit is 'n groot klug en die Britte is die mense wat die meeste hierdie ding glo. Natuurlik nie net die Britte nie, maar ook Amerikaners, nee. En hy vra die vraag, hy sê, China verkoop die meeste van hierdie windturbines om krag op te wek. Maar China gebruik dit self nie, hoekom nie? Want dit is 'n finansiële gemors, dis wat dit is. Dit kos meer om daardie turbines aan die gang te hou as wat dit kos om te betaal vir elektrisiteit. Dan het ek 2 groot berigte vir julle, voordat ons by Suid-Afrika kom. O ja, hierdie was vir my 'n snaakse berig gewees. Usain Bolt, julle ken hom. Hy is nou offisieel die vinnigste vrymesselaar op aarde. Hy het so 'n DJ rap storie gedoen en is baie duidelik dat hy 'n vrymesselaar is. Hy het die hoofvrymeselaarsring op sy vinger gedra en geen ander ringe nie. Usain Bolt is 'n vrymesselaar. So as jy 'n Suid-Afrikaner is en jy's 'n boer en jy's 'n Afrikaner of jy's 'n boere-Afrikaner en jy's 'n vrymesselaar, nee. Jou organisasie is nie wit nie. Mbeki is 'n vrymesselaar. Nou nog. Ramaplakkertjie is 'n vrymesselaar. Hulle is lede van die orde van die Suiderkruis. Mandelaitjie, wat nie Mandela was nie, was 'n lid van die Suiderkruis ook. Maar nie Zuma nie. Hulle wou nie 'n dom oudkop daar gehad het nie. In elk geval. Hierdie was vir my baie interessante berig. In die Israeliese regering, die Knesset, julle ken dit nou, die Israeliese Knesset,
het 'n lid daarso, haar naam is Naama Lazim. Netanyahu was by, sy het hom beskuldig vir die 7 Oktober fiasco, waar Hamas kon oorkom in Israel en mense doodhaal. Sy het hom reguit beskuldig. Sy sê, hy het 'n bevel gegee om daardie aand sekuriteitsmaatreëls te staak en verskeie protokolle te stop vir daardie spesifieke aand. Sy vra hoekom. Sy noem hom in die Knesset, noem sy hom 'n plaag en 'n vyand wat in die binnekant beweeg van Israel. Sy noem hom 'n plaag en 'n vyand wat in die binnekant van Israel is. Ek wonder hoe lank gaan sy nog lewe voordat sy uitgehaal word. Jy kon sien Netanyahu daar gesit en die uitdrukking op sy gesig was een van ek haat jou. Jy kon dit sien duidelik op sy gesig. Maar sy's reg. Pierre, goeiemôre. Sy's reg. Hierdie mense is besig met die grootste bedrog in die geskiedenis van die wêreld. Net omdat hulle geldsugtig is en hulle wil grond besit. Dis al. Hulle wil alles hê. As jy wil alles hê, as dit jou enigste beweegrede is, nee, dan sal jy enigiets doen om dit te kry, as jy wil alles hê. Dis net hoe dit is. Maar dit werk ook aan die teenoorgestelde kant. As jy weet jy het 'n saak en jy's in die reg en jy het 'n opdrag, jy het 'n ding om te doen, dan sal jy ook alles doen om seker te maak dat daardie ding uitgevoer word. Ek het gisterand weer gepraat met die ambassadeur oor fondse vir Suid-Afrika. Die een koningin wat veronderstel is om aan ons kant te wees, koningin Masilikatsi, ons het 'n ooreenkoms met haar. Haar broer, hy woon al vir baie jare in die VSA en hy het homself daar 'n miljonair gemaak. Haar broer het 42 miljoen US in sy bankrekening in die VSA. Sy kan nie haar broer oorreed om verandering te bring in Suid-Afrika nie. Wanneer mense geld het, of jy nou swart, bruin, wit, pink, geel is, maak nie saak nie. Wanneer jy baie geld het, dan wil jy baie geld hê. Ek het gisterand in my slaap, sekere tye waar ek geworstel het, en ek het regtig met hierdie idee geworstel. Wat gaan gebeur die dag wanneer ek baie geld het? Ek het regtig met hierdie ding geworstel. Vader, hoe sal ek dit kan gebruik om die regte ding te doen? En daar was tye in my semi-drome, en ek het met al hierdie goed in my kop wakker geword vanoggend. Daar's tye in my semi-drome waar ek myself gesê het, ek flip en weet nie. As jy ewe skielik 'n biljoen rand het, wat maak jy daarmee? OK, kom ons sê jy gaan koop vir jou 'n nuwe kar of 'n huis en jy koop vir jou nuwe klere. Wat dan? Wie moet jy help? Watter skool moet jy bou? Wat moet jy doen? Verstaan julle hierdie gedagte? Dit is gedagtes waar die normale mens mee worstel, want hulle weet nie eintlik hoe nie. Ja, nee, maar jy kan geld weggee en so aan. Maar as jy die geld weggee, gaan dit die doel bereik waarvoor jy dit weggee. Dis al hierdie goed wat in 'n ou se kop maal, wat hierdie dinge aanbetref. So nou kan 'n ou die ander kant van die draad verstaan. Wanneer hierdie mense geld het, wil hulle net meer hê. En hulle gee niks uit nie. En daar was berigte op die radiostasies hierdie afgelope week van Elon Musk wat regtig waar soveel geld het dat hy die hele wêreld kan voed. Maar hy doen dit nie. Hoekom nie? Wat keer hom? Jy sien? Johan, goeiemôre. Wat keer hom? Nog meer hê. Nog meer vat. Seker maar. Ander nuus, die rede hoekom daai Sheinbaum, president van Mexico, haar paleisie omsingel het met staal, is omdat sy is eintlik 'n leier in een van die kartels in Mexico. Een van die senatore in die Meksikaanse regering het uitgekom en gesê dat
Dit is wie sy is. En Schweinbaum het gesê, om dwelmhandelaars, dwelmsmokkelaars te probeer keer is fascisties, dis nou uit haar mond, hy sê sy Jood, nee. En om dwelmhandelaars dood te maak, is moord, en is onaanvaarbaar. Nou wat moet mens doen met hierdie mense? Net vir hulle toelaat dat hulle kan dwelm smokkel soos 'n normale groentehandelaar. Nou, die rede hoekom sy hierdie goed gesê het, was omdat Donald Trump gesê het. Die kanse is goed dat hy ook in Mexico gaan doen wat hy in Venezuela gaan doen. En nou Schweinbaum op haar agterpote. Ek het nou amper gesê, sy staan in haar hoë skoene. Sy is op haar agterpote. Waar sy sê, hoekom wil julle dit doen? Hoekom wil julle dit doen? So sy moet die kartelle verdedig. En die Meksikaanse mense is besig om wakker te word teenoor hierdie vrou. En hierdie volgende week se nuus sal interessant wees van wat in Mexico aangaan. Kom ons kyk wat daar gebeur. Goed, kom ons kyk wat in Suid-Afrika gebeur. Hierdie Palestynse storie wat hierso by ons nou plaasgevind het, hierdie 153 Palestynë wat hier aangekom het. Die een leier van hierdie groep, nou, ek wou dit vanoggend nog Google, maar ek het nie tyd gehad nie. Hierdie groep is die Al-Jamaah, soiets. Die leier Imam Musa, het gesê die regering het hierdie saak van die Palestynë baie goed hanteer. Wie is die ou? Wat 'n groep is dit? Is dit 'n moslimgroep in Suid-Afrika? Is dit wat dit is? Dit behoort 'n waarskuwing te wees vir ons. Lamola, ons sogenaamde buitelandse minister van buitelandse sake, het gesê hy hoop nie daar kom nog vliegtuie hier aan met Palestynë nie. OK, wat beteken dit? Dit beteken die kans is goed dat die nog Palestynë hier gaan aankom, as sogenaamde toeriste. Mense, dit is die insypeling van islamitiese denke in ons land en al hoe meer. Dis wat dit is. Dis wat dit is. Ramaplakkertjie wil nou 'n nuwe selfoon. Hy wil nou hê die regering moet 'n nuwe selfoonnetwerk loods. Wat staan nou fout met Telkom? Hoekom wil die regering 'n nuwe selfoonnetwerk loods? Dit gaan oor beheer en om nog meer geld te maak uit ons mense uit. Dis al waaroor dit gaan. Hoekom bou jy nie net Telkom op nie? Zimbabwe se president, ek weet nie of julle hierdie berig gesien het nie, Nangawa. Hy sê, wites is baie maklik om weg te jaag uit 'n land uit. Dit is baie maklik om wit mense weg te jaag uit 'n land uit. Maar, die probleem wat Suid-Afrika het, Albert, jy sit maar reg, hierdie moslimgroepe, daar sê Albert nou vir ons, hulle skakel almal in by the gift of the givers, jy sit maar reg. Mense, ons het groot werk wanneer die dag kom. Hier in Suid-Afrika, 1,5% van die bevolking betaal meer as 60% van die belasting wat ingevorder word. Die grootste gedeelte van daai 1,5% van die bevolking is die wit mense wat belasting betaal en ander werkers by maatskappye. Maar die grootste gedeelte is wit mense. Jaag die wit mense uit in hierdie land val in sy maai. Maar die kans dat hulle, jy sien, wat hierdie Lamolas en Malemmers en Ramaplakkertjies vergeet het, nee. Hulle het 'n ding vergeet. Mandela, die fake Mandela, het vir hulle gewaarsku daaroor. Hulle het die boere vergeet. In elk geval. Hier is maar net nog 'n simptoom, en nie goeiemôre. Hier is maar net nog 'n simptoom van wat gebeur in Suid-Afrika. Dr. Theo de Jager van SAI is die oppositiegroep van die Agri, Transvaal Agri of so iets.
maar hulle werk ook hard met die boere en die goed. Hy sê die bek en klou siekte wat plaasvind hierso in Suid-Afrika op hierdie stadium, is maar net nog 'n bewys van hoe die staat geval het. Ek noem hierdie goed, want dit is belangrik vir ons om te verstaan, dat as ons vleisproduksie in sy maaien is, dan gaan dit regtig swaar trek in hierdie land. Vleispryse is al, man, so hoog in die dakke, ek kan nie 'n steak koop nie, wat ek dit so stel. Met die fondse wat ek op hierdie stadium inkry, vir oorlewing, vir petrol en al hierdie goed, ek kan nie 'n steak bekostig nie. Ek koop 'n stukkie wors, ek kyk wat is op die rakke, as dit so tussen 35 en 42 rand is, dan koop ek 'n pakkie wors, en ek sal 'n klein pakkie mince probeer iewers koop. Maar ek kan nie al twee saam koop nie. En dan vir daai eet ek nie vleis nie, want ek kan dit nie bekostig nie. Ek kan nie. Dis net hoe dit is. Maar hierdie genade van God, dit waarin ek werk. Mense, ek is baie opgewonde oor dit waarin ek werk. Pretoria prokureur Petros Thobayani het mense van 8,3 miljoen besteel oor hy gelieg het oor eiendomstransaksies. So, die rede vir daai stukkie nuus is, moenie dink 'n prokureur is nie 'n skelm nie. Prokureurs, nee, is eintlik, hoe het hulle gesê, prokurowers. Andrew sê, dis dieselfde daar by hom. Ons kan nie vleis bekostig nie, man. Kan nie. 'n verdere klap in die gesig van Suid-Afrika. Die FSA het 'n brief gestuur aan die G20 en gesê dat enige tradisionele, wat noem hulle dit, enige tradisionele leiersdeklarasie wat by die G20 gemaak word, sal geopponeer word. En ons domhoutkop Lamola sê, ag, dit maak nie saak wat hulle sê nie, ons sal doen wat ons wil. Volgende jaar is die G20 in die FSA. En ek kan jy nou sê, rammeplakkers sal nie genooi word na daardie G20 toe nie. Die DA het uiteindelik erken dat hulle die Kaap verkoop het vir 50 biljoen rand. Uiteindelik het hulle dit erken. Wat beteken dit vir ons? Die gelukkige deel, die goeie deel van die wetgewing wat Suid-Afrika aanbetref, is dat die skuld bly met die moeder. Nou wat ek dit nou so verduidelik. As die Wes-Kaap en die Noord-Kaap onder die United Cape States eerste wegbreek van Suid-Afrika af, dan enige skuld wat die moeder gemaak het aangaande die Wes-Kaap en die Noord-Kaap verdwyn. Die moeder word verskuldig gehou. Die skuld bly by die moeder. Johan Engelbreg, goeiemôre. Wat sê jy? Ons betaal dieselfde as daai man wat duisende verdien. Dink jy Rama sal nog vir lank in beheer bly met die Filippyne? Ek ken nie die Filippynse storie nie. Praat jy van die Palestynë? Ek weet nie, Johan, ek het nie daai berig gelees nie. Maar ja, ons betaal dieselfde, jy sê heeltemal reg. Maar die ou wat die geld het, gee nie om nie. Dit is net hoe dit werk. Luister mooi, ek beny nie. Charles, goeiemôre. Ek beny nie 'n ryk man sy geld nie. Ek beny nie 'n ryk man sy geld nie. Enige ou kan sy geld hê, as hy sy geld op die regte manier gemaak het, en hy doen goed daarmee, ek beny hom dit nie. Ek beny nie 'n ander man se goed nie. Die Bybel leer my dit. Ek het nie 'n saak met die ander man nie, ek het 'n saak met my, wat ek doen, om verandering te bring in my lewe. Ek kan nie heeltyd huil oor wat ander mense doen nie. Ons het genoeg gehuil oor Suid-Afrika, en daarom het ons die Federale Alliansie gestig. Hoekom? Sodat ons kan verandering bring. Ons kan verandering bring. Nie net sit op ons gatte en kla nie. Nee? Dit is maar net hoe dit is. Dit is maar net hoe dit is.
Goed. Wat het ek nog iets van Suid-Afrika? Dit lyk asof dit is wat dit is vanoggend. Dit lyk asof dit is. Charles het dit net gemaak. In elk geval, op hierdie Woensdag is ons vryburgers. Boere Afrikaners. Julle moet almal 'n fantastiese dag hê. Ons is Engelsmanne, ons is Pole, ons is Ire, ons is Skotte, ons is al hierdie verskillende tipe nasies. Maar eerste is ons vryburgers, né? Nee, maar hulle word nou as toeriste beskou, Johan, en hulle sal later geabsorbeer word op een of ander manier. Of teruggestuur word, ek weet nie. En onthou hierdie een ding, saam met God maak eendrag mag, en daar is nie 'n ander manier nie. Fantastiese, mooi, geseënde dag vir julle almal verder, né?